Ons teksgedeelte kom vandag uit Matteus 14 van vers 30. Maar toe Petrus sien hoe sterk die wind is, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep, Here, red my. Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? Dit bly vir baie gelowiges 'n troos om te weet dat die Bybel ons daaraan herinner dat ons die las kan hê van wat bekend staan as klein geloof. Die briefskrywer Matteus skryf baie oor hierdie tema. Oomblikke en situasies waar die sigbare en die uiterlike omstandighede dreig om mense te oorweldig en hulle geloof weg te kalwe. Soos die nag toe die disippels op 'n stormagtige see uitgeroep het vir Jesus om hulle te help, en Petrus vir 'n oomblik tussen die golwe van onstuimige see verdwyn het. Dit is dan wanneer jy die woorde hoor wat baie van ons ook al uitgeroep het, Here, red my. In hierdie storie hoor jy dan Jesus se stem, klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? En Karl Antonius, 'n teoloog, skryf oor hierdie gedeelte en maak dan die opmerking dat klein geloof nie noodwendig ongeloof is nie. Dit is wel 'n gesplete of uitgerafelde soort geloof. Een waarin jou aandag en vertroue nie meer volkome op Christus is nie. Wanneer jy toelaat dat jou omstandighede en siekte en bekommernis oor finansies, jou geld of jou werk, kinders, die sterkste woord spreek, die enigste en laaste woord is. Dis dan wanneer die geloof wat jy nog oor het, gewoon te swak of te klein is. Ek dink dit herinner ons om elke dag vir God te vra vir meer geloof. Ek dink hierdie gedeelte vra van ons om te bly vertrou dat Jesus se uitgestrekte en helpende hand nooit ver van ons is nie. Here, dankie dat U ons twyfel ken en steeds U hand na ons bly uitstrek. Amen.